Goeiedag aan alle Fynbos Radio luisteraars. My naam is Franco Creer van Johan Cronee Prokureurs en vandag deel ek graag met julle 'n paar raadsame brokkies rakende die Nasionale Kredietwet en hoe dit toepassing vind op die handelings van klein en medium besighede. Die praatjie sal die algemene raamwerk van die wet uiteensit, sowel as om die verskillende omstandighede te ondersoek waarin dit van toepassing is op besigheidsentiteite, sowel as 'n spesifieke uiteensetting van toevallige kredietooreenkomste en hul praktiese implikasies. Die algemene doel en konteks van die Nasionale Kredietwet is die promovering van regverdigheid, deursigtigheid en verantwoordelike leen van geld. Die onderliggende doelwitte sluit onder andere in die voorkoming van roekelose kredietverlening, die regulasie van rente en fooie, sowel as die beskerming van kwesbare verbruikers teen onbestuurbare skuld en uitbuitende praktyke. Die wet was meestal opgetrek met die individuele verbruiker in gedagte, maar die realiteite van Suid-Afrikaanse besigheidspraktyke en kredietooreenkomste het ook genoodsaak dat dit toepassing vind op sekere klein en mikro-ondernemings. Die omvang van die Nasionale Kredietwet is van sulke aard dat dit toepassing vind op alle kredietooreenkomste, soos gedefinieer in artikel 8 daarvan, wat 'n wye beskrywing transaksies saamvat. Dit sluit transaksies in waar 'n geldelike verpligting uitgestel word en 'n fooi, heffing of rente betaalbaar is ingevolge daardie uitstelling. Maar nie alle transaksies waar betaling uitgestel is, sal onder die omvang van die wet val nie. Artikel 4, subseksie 1 daarvan, verskaf verskeie uitsonderings, spesifiek dat regspersone soos maatskappye of beslote korporasies, waarvan die jaarlikse omset gelykstaande of meer as R1 miljoen per jaar is, nie as verbruikers beskerm word nie. Om dit in eenvoudige terme te stel, onderskei die wet tussen verbruikertipe transaksies, wat spesifieke beskerming behoort te geniet, teenoor grootskaalse kommersiële transaksies, wat aangeneem is om op 'n spreekwoordelike armlengte plaas te vind met relatiewe gelyke bedingingsmag tussen partye. Klein, mikro en medium ondernemings geniet dus 'n unieke posisie in terme van die wet en daarmee saam beskermende voorskrifte wanneer hulle optree as leners of kredietverbruikers. Dit is ook belangrik om te onthou dat dieselfde partye ook in terme van die wet as kredietverskaffers geag word, wanneer hulle byvoorbeeld goedere of dienste verskaf op uitgestelde betalingsterme in sekere gevalle. In die gevalle kan die wet registrasie of nakomingsverpligtinge daarstel, selfs waar kredietvoorsiening 'n klein komponent van hul algehele besigheid is. Hierdie uiteensetting van die wet maak dit dus belangrik om te verstaan waar die relevante grense lê en hoe om te bepaal wanneer 'n party kan optree as beide kredietverskaffers en ontvangers in verskillende situasies. Dink aan die voorbeeld van 'n kommersiële verskaffer wat goedere op krediet voorsien aan 'n klein onderneming vir die aankoop van voorraad of materiale. As die verskaffer rente, administrasiefooie of enige ander vergoeding vir die reg van uitgestelde betaling vereis, sal daardie ooreenkoms heel moontlik onder die werking van die Nasionale Kredietwet ingesluit word as 'n krediettransaksie. Indien die aankopende onderneming 'n jaarlikse omset van onder R1 miljoen het, sal die verskaffer moet voldoen aan die voorskrifte van die wet, sowel as om moontlik te registreer as 'n kredietverskaffer en in terme daarvan verskeie verpligtinge sal moet nakom, soos voldoening aan sekere ondersoeke rakende bekostigbaarheid en die openbaarmaking van sekere inligting. Maar wanneer die aankoper se jaarlikse omset bo die wetlike grens is, of waar die groot juridiese regspersone op armlengte handel, sal die wet nie van toepassing wees nie. Suid-Afrikaanse howe het volhou in 'n doelbewuste funksie oor vormbenadering aan die interpretasie van kredietooreenkomste. In verskeie sake het howe uitspraak gegee dat 'n uitgestelde betalingsverpligting
gekoppel met 'n heffing daarvoor, sal bepaal of die nasionale kredietwet toepassing vind. Desnieteenstaande die bewoording wat ingespan is in die ooreenkomste tussen die partye. Hierdie benadering versterk die regsposisie dat die ekonomiese effek van die ooreenkoms sal oorheers oor die formele bewoording daarin vervat. 'n Baie belangrike onderwerp in hierdie gesprek is die definisie en regulasie van 'n toevallige kredietooreenkoms, soos vervat in die nasionale kredietwet. Dit kan bestaan deur uitdruklike ooreenkoms, sowel as stilswyende optrede deur die partye wanneer goedere of dienste verskaf word sonder onmiddellike betaling en die verskaffer 'n heffing, rente of fooie daarvolgens instel, wanneer betaling nie teen 'n sekere datum volg nie. In sulke omstandighede sal die kredietelement eers kop uitsteek wanneer die koper nie betaal teen die relevante tydstip nie en die koste vir vertraagde betaling gehef word. 'n Paar voorbeelde kan help om die situasie in meer detail uiteen te sit. In voorbeeld 1 reik 'n diensverskaffer 'n belastingfaktuur uit wat noem dat betaling binne 30 dae moet volg. Verder dat rente gehef sal word indien dit nie sodanig gebeur nie. Dit word dan geklassifiseer as 'n toevallige kredietooreenkoms. In voorbeeld 2 sluit 'n verskaffer van kantoorgereedskap 'n klousule in belastingfakture in wat daarstel dat rente sal oploop op onbetaalde rekeninge teen die voorgeskrewe rentekoers in terme van die nasionale kredietwet regulasies, wat dit ook outomaties binne die werking van die wet laat val. In beide gevalle het die partye nie 'n formele kredietooreenkoms onderteken voor die transaksie plaasgevind het nie, maar dit was deur wanbetaling teweeggebring, sowel as 'n daaropvolgende heffing van 'n fooi. Met die voorgenoemde in ag geneem, kan ons nou kyk na die nakomingsvereistes vir 'n geldige toevallige kredietooreenkoms. Daar moet 'n geskrewe kennisgewing aan die verbruiker gestuur word wat aandui dat die relevante rekening betaalbaar is en die datum stel waarop rente of heffings sal oploop. Die maksimum toelaatbare rentekoers sal ook deur die nasionale kredietwet regulasies bepaal word wat verband hou met die repo rate. Dit is verder belangrik om in gedagte te hou dat die voorsiening van toevallig krediet aan verbruikers nie noodwendig beteken dat partye moet registreer as kredietverskaffers nie, maar dat dit wel belangrik is om akkurate rekords van ooreenkomste, kennisgewings en enige heffings te hou om afdwinging en nakoming te verseker. Dit is ook belangrik vir kleiner besighede wat hiermee betrokke raak om verskeie maatreëls in werking te stel, soos die assessering van kliëntprofiele om te bepaal tot watter mate wil klassifiseer as verbruikers in terme van die nasionale kredietwet, die standaardisering van faktuurformate en kontrakterme om onsekerheid te vermy en die konsekwente toepassing van rente of fooie om dispute te minimiseer, sowel as geskrewe bewyse van alle kommunikasie rakende onbetaalde rekeninge. Om af te sluit, onthou om die toepassing van die nasionale kredietwet in die verband deur middel van 3 kernfaktore na te gaan. Eerstens, is dit 'n uitgestelde betalingsooreenkoms met 'n addisionele koste-element? Tweedens, watter tipe regspersoon is die teenparty en val hulle binne die definisie van 'n kredietverskaffer of verbruiker? En derdens, wat was die ware bedoeling van die partye in die sluit van die ooreenkoms en het hulle daarvolgens opgetree? Spesifiek met betrekking tot rente of heffings vir wanbetaling teen die vasgestelde tydstip. Nou, daar het ons dit vir vandag se weergawe van Ken jou regte op Fynbos Radio. Weereens 'n hartlike dankie vanaf die Johan Cronje Prokureurs span dat jy ingeskakel het. En ons moedig jy aan om ons webtuiste of Facebookblad te besoek vir soortgelyke inligting of skakels tot betroubare regsadvies en sien uit na die volgende uitsending. Geniet die dag.